gaan die Here loof vandag. Vergeet bekommernisse, gooi die laste af, kom en sing, sy lof en majesteit en krag. Laat in my lewe bruis ek wil dans, en ek wil juig voor U, Here. Ja, ek lewe vir die Here, vir die Here. Ons loof U, ons sing en ons eer U. Ek lief vir die Here, die krag in my lewe. Ons prys U, bemin U, sonder U maak niks sin nie. Ek gee alles vir die Here, die kroon van my lewe. Ons loof U, ons sing en ons eer U. Ek lief vir die Here, die krag in my lewe. Ons prys U, bemin U, sonder U maak niks sin nie. Ek gee alles vir die Here, die kroon van my lewe. Goeiemôre Impetus. Ja, is lekker om julle te sien en op hierdie koue môre is dit lekker om julle in hierdie warm gebou te hê met warm mense, met warm liefde. Dis lief ek om julle te sien. Jo, ek wil hê Vanus, kan ons gou weer die ligte daarbo aansit. Ek wil hê die mense moet sien. Bring vir ons die ligte 'n bietjie gou op en dan kyk ons wat hier so. Staan gou op en draai net weer om. Ek weet julle het gesien julle inkom, maar kyk net gou mooi. Daar so agter en alles wat daar gebeur het. Kyk hoe mooi lyk daai hout en daai reëlings wat in is. En die glas by daai reëlings. Ja, dis almal mooi nê. Kan ons vir die Here hande klap gee vir sy goedheid? Ja, dis wonderlik en vir almal wat betrokke is en die Here gebruik mense en ons is so dankbaar vir mense wat dit moontlik maak. Nou dit bring my na hierdie klippe toe. Julle wonder hoekom hierdie klippe hier so is. Dit is nie dat as Steve sien julle raak in die slaap. Dit is nie daarvoor nie. As daar wonderwerk gebeur in ons gemeente, soos wat in hierdie gebou 'n wonderwerk gebeur keer na keer, dan skryf ons 'n woord of 'n sin en ons bring die Here eer en soos 'n getuienis wat hier voor lê. So ons wil vra as jy ook 'n getuienis in jou lewe het, kan jy jou klip bring en hier kom neersit. En ons gaan eendag dit in 'n water feature daarvoor inbou en dan gaan mense kan vra waaroor dit gaan hierdie klippe met die woorde op en ons kan sê maar dis die Here se goedheid wat ons so aandink. Nou die feit dat ons nou meer sitplekke agter het, beteken dat ons van volgende week af net een diens gaan hê. Want ons met die môre is nie 'n beloof in die reeks begin, gaan ons net een diens om 9:00 hê en ons gaan dit 'n paar keer deur hierdie diens sê, want ons wil hê julle moet dit onthou en julle moet dit vir julle vriende sê wat saam gaan volgende week kerk toe kom, dat ons diens om 9:00 gaan wees. So as jy 10:00 gaan kom, dan gaan jy reg wees om Bram se laaste punt te hoor en saam koffie te drink. So kom voor 9 en maak seker dat jy gaan jou sitplek kry. Ons gaan bietjie anders nog klassiese stoele insit. So as jy die lekker sitplek hier voor wil kry, jy moet vroeg kom, hoor. Daar is hy. Nou dis heerlik om julle hier te hê en ons gaan die Here heerlik aanbid saam met die aanbiddingsspan. Sanmarie. Goeiemôre. Ek gaan baie vinnig praat. So as jy nie kan vang wat ek sê nie, dan moet jy mooi luister. Want dit is baie. So vinnig. Ons eerste liedjie wat ons doen is altyd vir die kinderkerk. So ek wil nou gou vir julle vra, wie van julle het al 'n Valentine's roos gekry by die skool? Of 'n chocolate? Oh my goodness. Daar's darm so een of twee. Wie van julle het 'n meisie? Wie van julle is gekuis? Oh, okay. Okay, kom ons dink gou. Wie van julle het vir julle verjaarsdag 'n geskenk gekry wat julle nou al vir 9 jaar van julle hele lewe al wou gehad het?
Wie het so geskenk gekry al? Okay, dit is baie moeilik. Okay, maar imagine nou, nee? Imagine nou, dis Valentynsdag by die skool. En almal het nou 'n roos en 'n chocolate en 'n wat ook al, en dit word so onderlangs uitgedeel, maar jy weet nie wie's daai special Valentyn nie, nee? My maag sal 7 keer in die ronde tol. 7 keer van opgewondenheid van ons iemand wat van my hou. Ek weet nie wie dit is nie, ek gaan mooi loop in die, jy weet, mooi loop, want dit mag dalk hy wees wat verby my loop, ek praat al klaar te lank. So, maar dan spin ek in die rond en ek's opgenooi van kom by die huis en ek vertel vir mamma en pappa, mamma, ek het my eerste Valentynsroos gekry, ek het my eerste chocolate gekry. En ons is so opgewonde, ons vertel dit vir ons maatjies, ons vertel dit vir almal, en ek wil sommer net vir almal dan 'n roos gee en 'n chocolate gee en alles gee, want ek is so opgewonde, né? So, ons gaan hierdie liedjie wat ons nou gaan doen, gaan oor die feit dat Jesus ons so lief het, soos daai Valentyn jou lief het, special vir jou chocolate gee, en ons spin in die ronde oor God se liefde vir ons, en ons gee dit uit aan al ons maatjies daar buite. Staan dan sing ons heerlik saam. I'm feeling good in a crazy way. Thoughts have changed me more than I can say. Can't keep this in, gotta lay it down. Gonna tell the whole world that your love is spinning me around and round. Yeah, it's spinning me upside down. Can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. I want the world to know just how I feel. They gotta know, no, your love is real. You love me just the way I am. Gonna tell the whole world that your love is spinning me around and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. Oh, 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 your love is spinning me around and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give. Your love is turning me around and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. As sy, julle kan saam met die Tannies Kinderkerk toe gaan. Die kinderkerk in graad 4 tot 7 is by Fondasies by oom Patrick. Wanneer jy vandag om jou kyk in hierdie gebou, die persoon wat langs jou is, voor jou is, agter jou is, dan sien ons die liefde van die Here. En is sy liefde wat ons dryf en ons motiveer om sy liefde te wys vir ander. Wanneer ons nou sing, word opnuut bewus van hierdie groot liefde. Whoa,
lig op julle poorte, uwe ouwe deure, die koning is hier, die koning is hier. Aan die hemel Heer, al die lof en eer, U alleen is waardig, U alleen is waarlik Heer. Oor die aarde wyd roep ons almal uit, Jesus ons sal lewe, net U te verheerlik Heer. Dis waarvoor ons lewe, Jesus, U is ons alles. Lig op julle poorte, uwe ouwe deure, die koning is hier, die koning is hier. Aan die hemel Heer, al die lof en eer, alleen is waardig, U alleen is waarlik Heer. Oor die aarde wyd roep ons almal uit, Jesus ons sal lewe, net U te verheerlik Heer. Heer, al die lof en eer, U alleen is waardig, U alleen is waarlik Heer. Oor die aarde wyd roep ons almal uit, Jesus ons sal lewe, net U te verheerlik Heer. Al die hemel Heer, al die lof en waardig, U alleen is waarlik Heer. Oor die aarde wyd roep ons almal uit, Jesus ons sal lewe, net U te verheerlik Heer. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Conquered the grave, you free every captive and break every chain, oh God, you have done great.
promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. And hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Yes, hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, year of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things.
we're running free. We are forgiven, set, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. No, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place. And we won't be quiet. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Oh, shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place. And we won't be quiet. Oh, we shout out your praise. Oh, 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 we shout out your praise. There is joy in this house. There is joy in this house today. Oh, 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 we shout out your praise. We shout out your praise. O grote seën
so lekker. Dit is lekker om agter te staan en te hoor hoe ons as familie saam sing. Ons as familie die Here se naam groot maak en ongelukkig vir jou by die huis, dalk miskien kon jy dit nie heeltemal beleef nie, maar ja, dis net so tasbaar. En dis wat dit moet wees. Ons saam sing en ewe skielik die Here se naam groot maak en ons net sy teenwoordigheid beleef en daarom is dit vir my 'n voorreg en dit is vir ons 'n voorreg om dan vanoggend ook vir 'n klomp versoeke te kan bid. En ons sing nie net saam nie, maar ons bid saam, ons doen die lewe saam. En in my hand is daar klomp vlaggies en jy is dalk miskien nie by ons en jy weet nie wat hierdie vlaggies is nie. Dis mense wat 'n vlaggie daar by die deur insit en net sê, weet jy wat, dink aan my. Dink aan my of dink aan 'n geliefde van my wat siek is of wat werk soek of wat dit ook al mag wees. In ons gemeente is al klomp mense wat werk soek. Wat graag vir hulle gesin wil voorsien, wat graag wil werk. En dan vertrou ons die Here saam dat die Here vir hulle 'n deur sal oopmaak. Soveel deure toe gaan dat die regte deur sal oopgaan. Ons weet van mense wat in die hospitaal lê vir so lank al. Net wag, Jolandi wat wag vir daai operasie en dit word elke week word dit uitgestel en ons vertrou. Ons vertrou en ons bid. Ek praat met haar ma vanoggend en sy sê ek weet dat die regte tyd gaan die operasie gebeur. Dan vertrou ons saam met haar. Vertrou saam met Jolandi dat die operasie sal gebeur. Wat 'n voorreg. Ek weet jy het dalk miskien 'n vlaggie ingesit, maar soos jy gesing het. Jy net besef, ja Here, ek kan nie meer hierdie op my eie dra nie. Dan wil jy dan net vir hom noem vanoggend terwyl ons nou bid. Here, vanoggend kom ons. Ons bring hierdie vlaggies na U toe. Ons bring hierdie gebedsversoek vir werk na U toe. Ons bring siekte na U toe, Here, en ons vra dat U sal intree, dat U sal naby wees. Waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U en ons voel dit en ons hoor dit en ons beleef dit. En dan Here, dan bid ek dat U teenwoordigheid kragtig en naby sal wees. In my eie lewe, Here, dan weet ek dat selfs al maak dinge nie sin nie, as ek in U hand is en U by my is, dan is dit goed. En dan gee U my die tree, die volgende tree, die krag om die volgende tree te gee. Wat ook al die versoeke hierso is, Here, U ken dit en dan bid ek dat U naby sal wees. Ons kom en ons los hierdie by U voete, dis die veiligste plek waar ek dit kan los, wat ek weet van om dit te los. En Here, mag U elkeen van ons ontmoet waar ons is. Dankie vir verhouding, dankie dat ons die lewe saam kan doen en dankie dat ons dit saam met U kan doen. Dankie dat U was en is en vir altyd dieselfde gaan wees, 'n God van liefde. 'n God wat naby is. En ons almal sê amen. Vriende, julle kan julle sitplekke neem. Ons gaan nou finansies opneem, so dis 'n ander manier vir ons om die Here te aanbid. Ag 'n maandjie so bykom as jy gebring het, as jy welkom om dit in te gooi. Daar's ons aanlyn maniere om te gee op die skerm, maar ook buite by die inligtingstoonbank. Is daar kaartfasiliteite. En dan gaan ons ook die Impetus nuus nou na kyk. So luister mooi, daar's 'n klomp inligting wat jy van moet kennis neem. It is more dangerous to your physical health than obesity, than diabetes, than smoking 15 cigarettes a day. And the problem is loneliness. You need community and support, by the way, outside of your work. It is actually going to enable you to become stronger and healthier so that you can lead and make an even greater impact in the long run. Leadership Tuesday vind plaas nou eerskomende Dinsdag, die 30ste Julie in die Kinderkerk. Dit is nie net vir iemand wat in 'n besigheidsleierskapsposisie is nie, maar vir enige iemand wat hulle eie leierskap wil verbeter. So ek wil jou uitnooi om te registreer op die link wat op die skerm is en kom woon dit by. Saam met dit is daar dalk 'n klomp van julle wat al 'n rukkie saam met Impetus kuier, maar wat meer wil weet. Hoe pas ons in die groter prentjie in? Wat doen ons as Impetus? En hoe kan jy dalk ook meer betrokke raak? So vir jou wil ek uitnooi na ons Impetus Intro wat op die 18de Augustus gaan plaasvind in die Kinderkerk. So registreer ook vir dit op die skerm of jy kan na die diens by inligtingstoonbank jou naam gaan opgee. Maar maak seker jy registreer sodat ons kan voorberei vir jou. Ons is ook baie opgewonde oor ons 40 dae reeks wat ons in hierdie kwartaal gaan aanbied. En dit skop af van die 4de Augustus af. Hierdie reeks se naam is Môre is nie beloof nie.
En 'n groot deel van dit word in klein groepe aangebied. So ons wil jou aanmoedig om in te skakel by 'n klein groep. Daar sal 'n blaadjie op jou stoel wees of jy kan ook 'n draai by inligtingstoonbank gaan maak om in 'n klein groep betrokke te raak. Saam met dit is daar 'n dagstukkie boekie wat ons ook jou wil aanmoedig om te kry, want daar is elke dag is daar 'n stukkie wat jy deur kan werk, waarmee jy kan stil word en wat jou gaan begelei op hierdie reis. So maak seker jy gaan kry vir jou een by die inligtingstoonbank. Saam met dit is ons ook baie opgewonde om bekend te stel dat vanaf die 4de Augustus gaan ons slegs een diens op 'n Sondag hou. Dit beteken as jy vir die 7:15 diens gaan opdaag, gaan jy dalk 'n ekstra koppie koffie voor die diens moet drink. En as jy vir die 10:00 diens gaan opdaag, gaan jy dalk 'n bietjie laat wees. So maak seker jy maak 'n nota daarvan. Van die 4de Augustus af, slegs een diens op 'n Sondag om 9:00. Ek wil ook graag enige tieners uitnooi na vanaand se roete toe. Ons begin van 5:00 af saam kuier en van 6:00 af begin ons diens. Vanaand gaan ons gesels oor hoop. Waar kry jy jou hoop en watter hoop bring jy in die wêreld in? So vanaand kom kuier saam met ons en saam met dit het ons ook vanaand 'n pyjama party. So kom in jou PJs en kom geniet die aand saam met ons. En op daai noot geniet ook die diens verder saam met ons. Dit is soos altyd, wat 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en vir 'n paar oomblikke saam te lag, saam te leer en net saam te wees. Nou, voordat ek met my preek begin vanoggend, wil ek net weer eens dit vir jou noem. Dalk miskien is jy nuut by ons en jy is nie seker oor hierdie môre is nie beloof nie, wat is hierdie reeks, hoe werk dit, die boekie, al daai goed. So, elke jaar in die 3de kwartaal het ons die gebruik in Impetus waar ons vir 40 dae lank, 6 weke, reis ons saam. So die aandkerk of roet dit en dan die oggende is preek ons dieselfde gedeelte. Hulle doen dit obviously net so 'n bietjie anderste. En dan het ons 'n dagstukkie boek wat jy nou van gehoor het. Hierdie dagstukkie boek is R30 as jy een koop, maar as jy 2 koop kry jy dit vir R50. Hoe is dit? Is dit nie nice nie? Maar dit is eintlik 'n honesty box. So basies wat ons doen is ons sê as jy kan, dan asseblief gooi jou geld in, vat vir jou boekie. Ons wil graag hê en ek het in die eerste diens gesê en toe sien ek 'n paar van die mammies, gaan net so Steve praat met jou. So ek gaan dit hierso ook doen dat ek net kan kyk en dit is dat moenie een boekie vat tussen julle twee nie. Okay, want wat ons agtergekom het is die mans is baie slim. Hulle laat hulle vrouens eers lees en dan maak hulle notas. Baie mooi. En dan al wat die man doen is hy skryf onder what she said. So asseblief, vat vir jou 'n boekie. Ons wil hê dat almal 'n boekie moet hê dat jy kan hierdie reis, dat jy dit kan lees en dat jy kan geestelik saam groei. So dis al buite by die inligtingstoonbank of op 'n tafel en dan weer eens as jy nie R30 het nie, as jy nie R50 het nie, dis okay. Ons wil hê dat almal moet asseblief 'n boekie vat en neem. Ons weet dat daar's ander wat ook vir jou sal borg. Nou, verhoudings is morsig. Is dit nie? Verhoudings kan baie kere morsig wees en ek wil vanoggend 'n bietjie gesels oor lewe en in verhouding. Hoe belangrik dit is dat ek en jy in verhouding moet leef. Nou, wat maak hierdie prentjies? Wat se gevoel maak dit los binne in jou as jy hierdie tipe prentjie sien? They can do all this in under a minute. Of as jy na die volgende prentjie kyk, dan wat maak dit in jou los? Wat maak daai prentjie in jou los, né? As jy by die deur sou instap en jy dit beleef, van julle het tieners in die huis, daai regterkant se prentjie daarbo. Is omtrent hoe 'n kamer lyk, is dit nie? Is omtrent hoe 'n kamer lyk. So wat doen ons gewoonlik? Ons gaan en dan wil jy net die deur toetrek. As jy moet instap en jy daai prentjie moet sien, dan gaan jy en jy maak saggies die deur toe en jy klim in jou kar en jy free eintlik so by die driveway af. Jy wil nie eens hê mense moes geweet het jy was daar nie, nê? Want dit is morsig. Jy wil amper gaan en sê I'm out, bel my wanneer dit skoon gemaak is. Dis wat ons wil doen. Nou Impetus praat altyd van dat ons lese en wie ons is verhoudings.
Dis wie ons wil wees. Ons is 'n gemeente wat lewe in verhoudings. Ons wil jou begelei tot 'n betekenisvolle verhouding met God, met jouself, met mekaar en met 'n wêreld daar buite. Maar baie kere as dit by verhoudings kom, dan raak dit morsig. En dan partykeer wil ons dit doen, nê. Ons wil gaan en wanneer verhoudings morsig raak, dan eintlik al wat ek wil doen is ek wil net gaan en ek wil net die deur toemaak. En ek wil sê as jy jouself uitgesorteer het, phone me. Maar tot en met dan is my nommer nie beskikbaar nie. Nee, ons wil dit doen. Ons dink baie kere ons dink baie kere dat ons gaan nie God kan beleef in morsige verhoudings nie. Dis die laaste plek waar God regtig sal wees, is in 'n morsige verhouding. Ons dink baie keer as ek God wil beleef, dan moet ek een kant kom, nê? Dan moet ek een kant kom, ek moet myself afsonder, ek moet langs die see gaan stap, of ek moet in die natuur kom, ek moet my kamerdeur toemaak, en dit is alles waar, dit is definitief so. Jy moet alleen tyd met God spandeer. Jy moet 'n koffie saam met God drink in die oggend, net jy en hy, waar jy kan gesels en waar God met jou kan gesels. Dis baie belangrik. Om afgesonder te raak en te gaan journal en met God te of na God te luister en met hom te gesels, dis belangrik. Maar om in afsondering te leef is nie goed nie. Dis nie waarvoor hy my en jou geskaap het nie. Ons sien die skepingsverhaal, God kom en hy maak, en alles wat hy maak, dan eindig hy altyd met die woorde van dit is goed. Nee, hy maak die maan en die sterre en die son, sê dit is goed. Hy maak die land, die plante, dit is goed. Hy maak die diere, dit is goed. Maar dan lees ons in 2 Genesis 18. Lees ons die volgende, sê, daarna het God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Het is nie goed dat die mens alleen is nie. Alhoewel Adam in verhouding met God geleef het, nee. Alhoewel daar 'n goeie verhouding tussen hom en God was, het God agtergekom dat Adam het iemand soos hy nodig. Hy het nodig om in verhouding die lewe saam te doen. En dan kom God en God skape 'n mens. Hy skape nog iemand, nog 'n human being, 'n vrou, saam met wie hy die lewe kan doen. Spreuke kom en waarsku my en jou en sê, 'n mens, daar in Spreuke 18 vers 1, 'n mens wat om een kant hou, leef net vir homself. Hy kom en hy sê dit, die wyse Spreuke sê dit, want hy wil my en jou leer dat ons is nie gemaak om vir onsself te leef nie. Ek en jy is gemaak om in verhouding te leef. Ek en jy is gemaak om vir ander te leef, om onsself weg te gee. You've got to give it away, so somebody vanoggend gesê het, daai opgewondenheid, daai liefde, dit wat God binne in jou doen, jy moet dit weggee. Jy kan nie 'n reservoir wees nie, jy moet 'n rivier wees. God maak ons sodat ons in verhouding wil leef. En ek glo een van die primêre plekke waar ek en jy God regtig kan ervaar en regtig kan beleef is in verhoudings. Baie kere dan kom ons kerk toe en ons is nou hier vanoggend en dan die Here is hier, né? Ek het nou dit gesê, ek kon dit voel toe ons sing. Dan voel jy dit, maar ons dink baie kere dat die Here is op 'n Sondag by die kerk. En alhoewel ons dit nie sê, leef ons eintlik so, né? Ons almal weet, nee, die Here is oral, maar ons leef asof die Here is net hier op 'n Sondag. En dan gaan ek hier uit en by die werk die hele week leef ek asof God nie regtig daar is nie. Maar God is alomteenwoordig. En ons kan hom oral beleef. Beleef by die werk, beleef in ons stilte, beleef op die verskillende wandelpaaie waar jy jouself mag bevind, goeies en slegtes. Jy kan hom beleef in die gejaagdheid van die lewe of in die rustigheid van 'n Sondagmiddag slaapie. Jy kan hom beleef in die dal van doodskade weer, maar jy kan hom ook beleef op die bergtoppe van vreugde. Maar ek dink een van die groot plekke waar jy God werklik kan beleef is in die morsigheid van verhoudings. Daar waar jy saam lag en saam huil. Waar jy soms kwaad word, soms wrokke dra of wil dra, maar waar jy ook kwesbaar kan wees. Daar waar ons meeste van ons wakker tyd spandeer. Waar spandeer jy die meeste van jou wakker tyd? In verhoudings, is dit nie waar nie? God
is daar in die middel van al jou verhoudings. Baie kere dan lees ons die Bybel en ons dink daai ouens was perfek geweest, nê. As ons dink aan die stamvaders, nê, Abraham en Isak en Jakob, dan dink ons daai ouens, hulle families moes nogal redelik uitgesorteer gewees het. En dan soms dan voel ons kom bietjie kort, dis dit nie. Ons kom bietjie kort as ons dink aan ons eie verhoudingslewe en ons eie gesinslewe. Maar kom ons kyk na die familie van Israel, die heel eerste familie van Israel, daai Abraham, Isak en Jakob. As jy saam met my lees daar in Genesis 33 vers 1, dan lees ons, toe Jakob opkyk, sien hy vir Esau en sy 400 man aankom. Jakob verdeel toe sy kinders tussen Lea, Rachel en sy slavinne. Nou, ek weet nie, het jy al 'n fliek gekyk en dan gebeur daar iets, of 'n TV-reeks en dan gebeur daar iets, en dan sê jy, hoe het ons hier uitgekom? Wat hier gebeur? En dan die volgende oomblik as dit soos 10 years earlier. Het dit al met jou gebeur? Het jy al so vlieg gekyk? Nou kom ons druk pause gou hierso en ons gaan so bietjie vroeër, dat ons net agterkom wat het gebeur voordat Esau met sy 400 manskappe op pad is. Want kan ek vir jou sê dat Esau met sy 400 manskappe kom nie om Sondagmiddag pannekoek en 'n koffietjie te kom drink en eet nie. Dat Esau met sy 400 manskappe kom nie om karretjies te speel en met die kinders pop te speel nie. Esau met sy 400 manskappe is op pad, want die laaste keer, toe Esau sy broer gesien het, vir Jakob gesien het, het hy al vir hom gesê, die volgende keer as jy hierdie gesiggie sien, gaan dit ook die laaste keer wees wat jy lewe. Ek gaan vir jou doodmaak. Nou Jakob, dink ek, moes 'n sielkundige se droom wees. Jakob sal 'n sielkundige se droom wees. Want kan jy nou dink, nee, hierso kom Jakob en hy gaan sien 'n sielkundige en dan gaan die sielkundige sê, Jakob, vertel my so 'n bietjie van jou familie. Vertel my so 'n bietjie van jou familie. En Jakob begin, hy sê, luister, my ouma en oupa is Abraham en Sarai. En hulle was pioniers geweest, so 'n bietjie rondgetrek en al daai goeders. En oupa het 'n droom of uit 'n belofte gekry dat hy gaan 'n vader van menigtes wees, van al die nasies. Dis wie hy gaan wees. Maar ouma, sy het 'n bietjie gesukkel om te vat. En op 'n stadium toe sê ouma, sy gaan 'n plan maak en sy gee toe vir oupa haar slavin. En hulle het toe 'n kind saam met die naam van Ismael. Maar dinge is nie lekker tussen ons en Ismael se mense nie. Ek vermoed dat eeue later gaan daar nog steeds baie konflik wees tussen ons Jode en die moslems, die Ismaeliete. Ek dink daar gaan nog groot oorlog wees. Ek weet nie, maar ek dink so. En wat baie interessant was is oupa Abraham. Hy het toe nou 'n seun en dis my pa Isak. En snaakse storie, ons vertel dit altyd so om Kersfees en dan vertel ons hierdie storieetjie van oupa. Onthou oupa toe oupa vir pa Isak wou geoffer het. Onthou jy dit? Ja, want my oupa van my pa geoffer het, hom op 'n actually gebrand het, nee, hom doodgemaak het, nê? Gelukkig het God ingetree. Daar was ook 'n stadium toe daar hongersnood was toe. Ouma was mooi geweest. En hulle toe op 'n stadium was hulle op 'n plek geweest en toe was oupa so bang dat hulle hom gaan doodmaak sodat hulle vir ouma kan vat, dat hy het vir hulle gesê, ouma sy sussie. Hulle haar kan vat en met haar doen wat hulle wil solank hy net nie doodgaan nie. Regtig nice ou, maar gelukkig het God weer ingetree en ouma was veilig en het daar deurgekom. Maar my pa het toe 2 seuns, vir my en my broer Esau. En ons het eintlik nie goed begin nie. Selfs toe ons gebore word, het ek actually my broer probeer terugtrek. Dat ek eerste kon gebore word. Ek is eintlik so, ek het met my hand aan sy voet, het ons albei uitgekom. En ja, Esau is 'n man's man. Hy's my pa se favorite. Hy's 'n man's man. Hy speel vir die eerste span rugby. Hy jag. Hy hou van vleis en hy's so 'n Buffelsfontein baardolie tipe ou. Dis
Ek aan die ander kant, is maar mummy's boy. My naam beteken ook bedrieër. Funny story. Ek het my pa bedrieg en toe steel ek Esau se eersgeborene reg. So toe vat ek sy erfdeel vir my, wat my toe nou bring by die plek en wat ons nou bring by die plek waar Esau nou opdaag met sy 400 manskappe om hallo te kom sê. Verhoudings is morsig. En ek vertel die storie en ons lag so 'n bietjie en ons leer dit so 'n bietjie in. Obviously vir die van julle wat nie seker is nie, Esau het nie rugby gespeel nie. Okay. As jy wonder daaroor, is net so 'n bietjie by gesit. Maar dan lees ons hierso in Genesis 33 vers 3 tot 10 en dit sê hier kom Esau nou, nê, en daar gebeur iets verrassend in hierdie samekoms. Jakob het heel voor gaan staan en 7 keer laag voor Esau gebuig. Maar Esau het aangehardloop gekom, hom om die nek geval en hom gesoen. Albei was in trane. Esau kyk toe na die vroue en kinders en vra, wie is hierdie mense saam met jou? Dit is die kinders wat God in sy goedheid aan u dienaar gegee het, antwoord Jakob. Hoor jy hoe u dienaar, ek is jou dienaar, jy weet, hy probeer regmaak. Eers kom die slavinne en hulle kinders nader en buig voor hom, toe kom Lea met haar kinders en buig ook voor hom, laaste kom Rachel en Josef en doen dieselfde. En wat is jou bedoeling met al daardie goed wat ek gekry het, vra Esau? Dit is geskenke om u goeie guns te wen, my Heer, antwoord Jakob. En dan sê Esau vir my, sê vir hom, my broer, ek besit self baie, sê Esau, laat wat aan jou behoort joune bly. Nee, asseblief, neem dit terwyl u my so goedgesind is, sê Jakob. Dis asof ek die glimlag van God sien. In hierdie herontmoeting, in hierdie versoening, in hierdie vergifnis wat besig is om plaas te vind, dan kom Jakob en dan sê hy hierdie mooi woorde, hy sê, dis asof ek die glimlag van God sien. For to see your face is like seeing the face of God. Is dit nie mooi nie? In hierdie versoening wat besig is om te gebeur, dan kom Jakob en hy sien God, dis asof hy God self sien. En die punt wat ek vanoggend graag by jou wil los, is dat dis binne in ons verhoudings, maak nie saak hoe morsig dit ook al mag wees van tyd tot tyd nie, dis in daai verhoudings wat ons die gesig van God kan sien. Dis in daai verhoudings wat die gesig en die glimlag van God verskuil is. Ons kan God veral ervaar binne in hierdie verhoudings. En die vraag wat dan by my en jou opkom is, maar hoe? Hoe kan ek en jy God se gesig sien? En een van die maniere wat ek dink ons God se gesig kan sien, is ons kan God se gesig sien in versoening. Hierdie storie speel af waar 2 broers kom en hulle versoen word, waar hulle mekaar vergewe, waar hulle regmaak dit wat verkeerd geloop het. En ek glo dat binne in my en jou is daar verhoudings. Nee, as jy gelewe het hier op aarde, is jy te nagekom. En as jy gelewe het hier op aarde, as jy dit nie besef het nie, het jy ander ook te nagekom. En dan is dit in hierdie konflik wat daar is, waar ons moet versoening moet kom. Ek en jy is nie gemaak om die hele tyd in konflik te leef nie. Ons is nie. Ons is nie gemaak om die hele tyd kwaad te wees en wrokke en te dra nie. Ons is nie gemaak om die hele tyd haatdraand te wees teenoor ander mense nie. Dis nie hoe God ons gemaak het nie. En as ek en jy so leef, dan is ons besig om dood te gaan. Maar ons verhouding met God is ook besig om dood te gaan. Net so Adbreak Leadership Tuesday van Dinsdag, gaan juis oor loneliness, gaan juis oor hierdie ding dat ons in verhouding moet leef. En as jy dalk daar wil wees Dinsdag, dan asseblief registreer of gee sommer net jou naam op by die inligtingstoonbank. Maar ek en jy is gemaak om te vergewe, om in versoening te leef. Wat is die hoeksteen van ons geloof? Jesus. En wat het Jesus gedoen? Hy het gekom om versoening te bring en versoening te maak tussen
Ons en God, want so lief het God die wêreld gehad, nie om ons te veroordeel nie, né? Maar om versoening te bring sodat ons in verhouding met God kan leef. Jesus kom en dan leer hy oor en oor, leer hy vir mense, sê hy nee, vergewe mekaar. Jy weet, as hy vra vir jou onderkleed, gee hom die bokleed, as hy een wang, as jy op een wang draai die ander wang, né? Hoe al daai goed. So ek en jy is gemaak om te vergewe, om te versoen. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. En wat is een van daai sinne in die Onse Vader? Sê, vergewe my oortredinge, my sonde, soos wat ek, julle weet dit, die vergewe wat teen my sondig, die vergewe wat droog maak teenoor my. Help my sodat ek kan versoening bring. Here, nie net versoening met U nie, maar versoening met almal anderste wat ek te nakom en wat my te nakom. En vanoggend sit jy dalk hier, soos ek besig is om te praat, is dit dalk 'n broer of 'n suster. 'n Broer of 'n suster wat afwesig was toe ma of pa hulle die nodigste gehad het, waar jy alles alleen moes gedoen het. Dalk gaan dit oor erfporsie, dalk gaan dit oor hoe hulle jou behandel het toe jy jonk was. Dalk is dit 'n huweliksmaat of dalk is dit jou ex. Dalk is dit jou ex en wat hulle aan jou gedoen het en hoe seer hulle jou gemaak het en jou in die rug gesteek het en jou verwerp het. En laasweek het ek gepraat oor die gehoorsaamheid, nê? Die gehoorsaamheid om te doen dit wat God jou voorroep. Nie te vergewe, as jy moet vergewe en versoen, nie omdat hulle dit nodig het nie, maar omdat jy dit nodig het. Omdat dit is wat God vir my en jou vra. Dalk is dit 'n kollega of jou baas. Miskien is dit jou kinders of dalk is dit jou ma en jou pa of 'n ouma of 'n tannie of 'n onderwyser. Dalk is dit jou buurman. Of 'n ander geloofsgroep. Dalk miskien vanoggend is dit nodig vir jou, so hartseer wat dit is om dit te sê, nodig om Christene te vergewe. Of 'n ander kerk vry te spreek. En dis in daai vryspreek, dis in daai versoening waar ek en jy goddelikheid beleef. Dis Alexander Pope wat gesê het, to err is human, to forgive is divine. Om droog te maak is menslik, maar wanneer ek en jy vergewe, dan raak dit goddelik. En dalk is dit tyd dat ek en jy moet versoen. Wie, kan ek jou vra, wie is dit? Wie se naam is besig om op te kom? Wie se gesig is besig om op te kom? Terwyl ek besig is om hierdie te sê, is dit nie tyd dat ek en jy gaan en sê, Here, ek gaan hulle vryspreek. Ek gaan hulle vryspreek sodat ek die glimlag van God self kan sien. Ek dink nog 'n maniere om God te sien. En die glimlag van God te sien is in intimiteit. Engels praat van intimacy. Intimiteit en intimacy is nie seks nie. In 'n verhouding nie. Dis into me you see. Intimacy, into me you see. Wanneer ek en jy onsself oopmaak, ons onsself kwesbaar stel en jy dieper saam met my kan gaan en jy in my lewe kan insien en ek binne in jou lewe kan insien. Dit is waar ware intimiteit is. Jy kan God se gesig en God se verhouding en God se teenwoordigheid net beleef wanneer ek en jy bereid is om dieper te gaan. Om kwesbaar te wees. Ek het so rukkie terug het ek gepreek oor egtheid, nê? Bietjie gepraat oor om my masker te laat drop. Ons is altyd besig om 'n masker altyd voor te gee, jy weet, dat alles is oukei, maar dis wanneer ek my masker laat val, wanneer ek eerlik begin wees. Dis wanneer intimiteit en wanneer ons God regtig beleef. Ons leef in 'n wêreld wat oppervlakkig is. Ons leef in 'n wêreld wat die hele tyd voorgee, alles is reg, alles is maklik, alles is goed. As ek net daai het of as ek net dit het, dan gaan alles oukei wees. Ons het die voorreg gehad om bietjie by Chantel se ouma te gaan kuier daar in Londen oor die vakansie. En op pad om die bokke op Twickenham te gaan kyk, nou
Nou is ons almal in bokklere aangetrek en jy's nou op hierdie trein, jy's nou op pad. Oral op al die stasies, dis net Springbok supporters. So arme Wallis, maar ek bedoel, jy weet, selfs die Wallis ouens het begin Springbokke word, want dit is net lekker. Dit is regtig lekker gewees. Maar nou oral sien jy dit en jy hoor almal praat Afrikaans. Jy weet selfs die Engelses, né? Regtig rou Engels praat Afrikaans. Dit was beautiful gewees. En nou vra ons, ja, waar kom jy van? Want jy neem aan, die oud net soos jy nou ingevlieg. En dan hoor jy, nee, hulle bly daar, al wel 8 jaar of al 10 jaar. En dan vra jy, want is nice, nee, daar's nou nie, daar's nie load shedding nie, en daar's nie dit nie, en dit werk, en dat werk, en al hierdie mooi goedjies, maar die een ding wat jy die hele tyd hoor, dis nie lekker nie. Want ek mis verhoudings. Ek mis ons mense. Ek mis dit om by iemand te gaan kuier en my lewe met hulle te deel. Dis so fake hierso. Dis so oppervlakkig. Niemand kom na jou toe nie, jy word na niemand toe genooi nie. Dis nie lekker nie. As ons iemand sien, dan sien jy hulle by die pub gou-gou en jy's weg en dan doen jy die lewe in afsondering. Sien die lewe gebeur wanneer ek en jy kwesbaar is. Wanneer ek en jy ons lewe oopmaak vir ander. En daarom deel van hierdie 40 dae wat op pad is daar blaadjies op jou stoel. En ons wil jou nooi dat jy deel van 'n groep sal raak. Jy hoef nie vir altyd saam met die groep te wees nie, maar ons wil jou uitnooi en sê, raak deel van 'n omgeegroep. Want dis wanneer jy deel is van 'n groep waar jy accountable is, maar is deel van 'n groep waar jy God se stem hoor deur iemand anderste en wat hulle ervaar het en jy gaan en sê, yes, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, of, baie dankie, vanoggend of vandag was 'n lang dag geweest, maar dit is lekker om hier saam met jou te kan wees. Ons as gemeente is besig om groter te raak, né? Hoe opwindend is dit nie? Jammer, sorry, ek moet net rondkyk, anders is ek Dinsdag in die moeilikheid. Julle daar by die huis, ek wil vir julle ook net kyk, môre. Maar ek moet rondkyk, want ek kyk nie genoeg rond nie, ek fokus blykbaar net op julle special, so ek moet 'n bietjie rondkyk. Okay, ons kan weer aangaan, né? So, maar ons raak groter en is lekker. Is lekker om groter te raak, is lekker om koffie te drink, is lekker om saam te sing, is lekker om saam te leer, maar hier kan ons nie reg dieper gaan nie. Daar's net 'n sekere vlak wat ons kan bereik hierso. En daarom is dit ook nodig dat ons moet kleiner gaan. So ons raak groter, maar ons moet ook kleiner gaan sodat ons dieper kan gaan. En ek wil jou uitnooi, raak deel van 'n groep. Net vir hierdie reeks. Raak deel van 'n groep, maak jouself kwesbaar en begin om jou hart oop te maak sodat jy die gesig van God kan sien. Die laaste ding wat ek met jou wil deel, is ek glo ons kan God sien in liefdevolle aanvaarding. Hier by Impetus streef ons daarna om 'n plek te skep waar almal welkom is. Niemand perfek is nie, maar enigiets moontlik is. Ons glo by God is enigiets moontlik. En daarom wil ons, of daarom binne in daai liefdevolle verhouding met God, moet ons ook mekaar begin aanvaar. Ons moet begin om mekaar te aanvaar, want ons almal verlang na aanvaarding, né? Is dit nie waar nie? Ons almal wil aanvaar word, en as jy nou gaan en sê, nee, dan moet jy na die tyd met my kom gesels, want ons almal wil aanvaar word, daarom wil ons sekere gadgets hê, né? Almal wil 'n iPhone hê, Apple, jy moet 'n Apple produk hê, sodat jy aanvaar kan word deur die tegnologiese wêreld wat daar buite is. As jy Android is, asseblief, nee, al daai tipe goedjies, jy wil 'n sekere kar ry, jy wil sekere labels dra, ons wil 'n sekere labels dra, dat ons goed genoeg is, dat ons aanvaar kan word, dat ons suksesvol lyk, is dit nie waar nie? Kom nou, skud my jou koppie so, dit is die waarheid, ja, ons almal doen dit. Ons wil aanvaar word, ons het aanvaarding nodig, ons het 'n verlange na aanvaarding. Aanvaarding is twee kante. Aanvaarding is ek wil aanvaar word, maar aanvaarding is ook ek moet besluit om te aanvaar. Daai moeilike mense, nie die maklike mense nie. Dis maklik om die maklike mense te aanvaar, né? Die Steve, ja, dis maklik om my en Divan te aanvaar. Ons is come on, hè? Dis maklik. Maar die moeilik is, jy weet, jy moet kies om die Brahms en die Eugenes en die Patricks. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Dis nodig dat jy daai keuse moet maak. Maar ons almal soek aanvaarding. Kinders soek so graag die aanvaarding
van hulle ouers en hulle oumas en hulle oupas. My oupa was 'n legend. En ek gaan so 'n bietjie kwesbaar wees nou. My oupa was 'n legend. My pa oorlede is, toe ek 10 is, het hy gestep up. En hy het alles in sy vermoë gedoen om seker te maak dat ek die beste geleentheid het om dit te maak in die lewe. En in daai hele proses het hy ook, soos meeste van ons ouers, altyd vir ons kinders 'n droom het, en wat ons dink hulle moet wees en die beste vir hulle wil hê, het my oupa 'n droom ook vir my gehad. En ongelukkig was sy droom vir my en ping op my lewe nie dieselfde nie. Daar was op 'n stadium waar ek met hom eens gesels het en dit met hom en dit vir hom verduidelik en sê wat ek gaan doen en as gevolg van die seer wat hy gekry het in kerk en wat aan hom gedoen is, was hy was nie so opgewonde daaroor gewees nie. En alhoewel ek weet dat my oupa vir my baie lief was en baie trots op my is en was, het ek en hy nooit daai geleentheid gekry om daai gesprek te hê nie. Voor hy oorlede is nie. En nou nog in my lewe, sukkel ek met aanvaarding partykeer. Sal ek seker goed doen of sekere maniere optree, want ek wil aanvaar word. En ek wil dit net hierso, asseblief, moenie nou na hierdie diens na my toe kom en vir my sê, Stefan, jy's so 'n wonderlike pastoor, jy's so oulik, ons waardeer jou so baie, en moenie dit doen nie, ek hoor jou hart, ek sien jou hart, en baie dankie daarvoor, ek weet ek's oulik, ek weet dit, so, en al daai goed, is nou nie vol van myself, ek probeer net iets sê, maar wat ek agterkom is, partykeer dan doen ek sekere goed, en mense tree nie op, laat dit vir my voel asof hulle my aanvaar nie, asof dit goed genoeg is nie, en dan is dit moeilik, en ek vermoed dat dit baie kere ook in ons lewens so gebeur, waar ons sukkel daarmee. Dink aan 'n vrou wat besig is om ouer te raak, en sy verloor haar jeug, en sy verloor dalk haar vorm, en ewe skielik hinker sy net daarna dat haar man vir haar moet sê, jy's nog steeds my prinses. Maak nie saak hoe jy lyk nie, maak nie saak hoe oud jy is, jy is nog steeds my prinses. Mans wat ouer word, en nie meer so sterk is as wat hulle was nie, en wat hinker daarna, net om te weet dat hulle is nog steeds Superman. Hulle is nog steeds okay. Hulle is nog steeds goed. Dink aan hoeveel keer ons jong mense alles en soms snaakse goed moet doen en doen, net sodat hulle daai likes kan kry, nê. Daai likes kan kry net om te voel, ek word aanvaar, ek is okay, ek is goed genoeg. Ons aanvaar, ons smag na aanvaarding in die lewe. Nou ek wil vir jou skokkende nuus gee, en hierdie gaan baie snaaks klink, nee, want ek sê nou net ons wil aanvaar word, en nou gaan ek vir jou sê, jy's nie so oulik soos wat jy dink jy is nie. En dit klink vreemd, maar ek wil vir jou sê, jy is nie so oulik soos wat jy dink jy is nie, want weet jy wat? Jy het ook die vermoë, soos ander moeilike mense, om onder mense se velle in te klim. Jy het ook die vermoë dat wanneer jy instap by 'n plek, mense hulle oë rol, en hulle daai fake laggie gee wanneer hulle saam met jou is. Jy's so snaaks, ag. En dan wegstap en gaan. Maar wanneer ek en jy op 'n plek kom, en ons besef, en ons dit in die gesig staar, en agterkom, dat weet jy wat, ek is ook soms deel van die morsige verhouding. Ek het ook 'n rol wat ek speel in hierdie morsige verhouding. Wanneer ek dit in die gesig staar, binne in daai oomblik, kan ek die glimlag van God sien. Kan ek begin om te besef en te ervaar hoe God met my werk. Daarom kom Efesiërs 4:32 en sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar. Dalk is daar 'n selfsugtige vernoot in jou lewe. Dalk is daar 'n selfsugtige huweliksmaat, of dalk is daar 'n moeilike gemeentelid, of 'n pastoor wat nie aan jou vereistes en jou verwagtinge voldoen nie. Dalk is daar 'n ouer wat dalk miskien liefdeloos optree. Hard is. Dalk is daar 'n kind wat rebelleer.
Efesiërs 4 vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar. En ek dink die rede hoekom Paulus dit met ons deel, is want hy was op 'n stadium Saulus, waar hy haat in sy hart gedra het teenoor die Christusvolgelinge. En hy hulle dood wou gemaak het en hulle van die aarde af wou vee. En hy agter dalk gekom het toe hy God ontmoet het. Weet jy wat, is nie die beste manier om te leef nie. Vriende, verhoudings is morsig. Maar dis 'n plek waar ek en jy God self kan ontmoet. Waar ons sy glimlag kan sien. En daarom wil ek jou nooi, wil ek jou vra, wil jy nie jouself oopstel om in betekenisvolle verhoudings te begin leef nie? Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat U 24 jaar terug 'n gemeente begin het met 'n lese van lewe en verhouding. Dankie dat ons die voorreg het om deel van hierdie gemeente te wees. Wat sê dat almal is welkom. Niemand is perfek nie, maar ons weet dat deur God is enigiets moontlik. As ons kyk na hierdie klippe op hierdie verhoog, Here, dan weet ons enigiets is moontlik. Here, elkeen van ons is aanvaar deur U, want U het ons so lief gehad dat U U seun gegee het. En U het ons so lief dat U aanvaar ons soos ons is, maar U wil ons nie los soos wat ons is nie. Maar Here, help ons dat ons dan die genade wat U vir ons het, sal vat en ons dit vir ander sal gee. Dit sal uitdeel. Want in ons lewens is daar mense wat hunker na aanvaarding. Wat nodig het dat ons hulle aanvaar, net soos wat ons nodig het om aanvaar te word. Dankie vir U genade en die grootheid. Here, ons bid vir hierdie reeks. Môre is nie beloof nie. En Here, mag U met elkeen van ons reis. En mag U laat gebeur dit wat U vir ons beplan. En ons weet dat daai planne is goed. Ons almal sê amen en amen. Vriende, asseblief onthou julle boekies daar buite. Moenie dit vergeet nie, kry dit. Daar sal volgende week nog wees. Ons begin eers volgende week, so jy moenie nou al begin lees nie. Jy begin eers die 5de Augustus te lees. So hou dit net 'n gedagte, kry vir jou boekie. En dan anderste, kom ons beweeg lekker uit. Ons gaan drink lekker koffie, ons lag saam, ons begin om 'n betekenisvolle verhouding te leef. Mooi week vir julle. Cheers.